20 jaar gelede het Willem Botha deelgeneem aan die eerste Afrikaanse Idols. Nou, intussen het hy bekendheid verwerf as fotograaf en grimeerkunstenaar, soveel so dat internasionale skoonheidskoninginne invlieg om deur sy goue hande afgeneem of aangeraak te word. Willem, dankie dat jy ons kom aanraak met jou teenwoordigheid vandag, hoor. Gelukkig is ek om julle twee te kry op 'n Vrydag. Dankie, dis altyd vir my 'n groot voorreg om hier so te kan kuier. Nou, jy stof nog die New York en die Vegas van jou skouers af. Vertel ons asseblief daarvan, jy het mevrou Wêreld se grimering in Vegas gedoen. Ja, dis elke keer as iets soos dit, ek dink een van my grootste drome is altyd dat jou werk jou oor die wêreld kan vat, want ek het groot geword met ouers wat my geleer het, soos luister hierso, gaan na buite, verken die wêreld, gryp elke geleentheid aan en ek dink dis regtig wat gebeur het met die gevalle wat ek deesdae kan beleef. Is dis elke keer ietsie kleins wat ontaard in iets groots en hierdie keer was dit mevrou Wêreld in Las Vegas. So ongelooflik, dis elke dag is 'n pinch myself moment waar jy daar rondstap en jy dink net soos hoe op aarde het ek hier gekom. Ja, is ongelooflik. Maar dit is ook wonderlik om te weet, daar's nou 'n klomp, jy weet, Miss Supernationals, ek sukkel baie met dit in Afrikaans, wat oor gaan vlieg hiernatoe dat jy hulle fotosessies doen. Hoe lekker is dit om te weet, dit het nie oornag gebeur nie, jy het hard gewerk om by hierdie punt te kom, en nou is dit so half, yes, jy weet, mense soek jou om dit te doen. Ek dink laasweek was een van die grootste hoogtepunte in my loopbaan, nie net oor die feit dat ek internasionale mense afgeneem het nie. Ek dink dis net dat jou werk internasionaal vereer word en dat mense jou notisie neem van jou. Ek het Miss Supranational het hulle spesiaal ingevlieg van Brazil af. Hulle het Mr Supranational ingevlieg van Frankryk af en ek het gedog hulle was hier vir 'n toer, maar toe hulle die dag vir my sê, hoorie, as jy nie vandag beskikbaar was nie, het hulle die fotosessies in Poland gaan doen. So die feit dat ek dit kan doen, as jy 20 jaar, 25 jaar terug, 10 jaar terug vir my gesê het, Willem, jy gaan eendag Miss Universe afneem of jy gaan Anna Mart van der Merwe. Ons praat nou van hierdie Braziliaanse modelle, maar Anna Mart van der Merwe, ek het haar so 3 weke terug afgeneem en by verre een van die grootste hoogtepunte van my loopbaan. Ongelooflik en soos wat ons gepraat het en ek haar grimering gedoen het die dag en sy begin stories te vertel van films waarin sy was en TV-reekse. Elke keer dan sê ek soos, ja, maar onthou jy toe jy dit gesê het en ek dink sy het gedink ek so 'n bietjie van 'n stalker. Ja, maar ek meen enige iemand sal starstruck wees as jy met haar werk, nee? Ek sal ook vir alles wil vra van Sonkring tot die onlangse goed wat sy gedoen het want ons het groot geword met haar. Ja, en ek het so lekker fun saam met haar gehad en dis eintlik die uitkyk van my fotosessies of enige werk wat ek doen. Is dit moet op die einde van die dag dan nog steeds pret wees veral in die skedule wat ek op hierdie stadium het. So op die einde toe ek vir haar sê soos luister hier, so vandag was alles en meer en sy wil so begin huil. Toe sy wegry, toe dog ek by myself, was sy nou net 'n aktrise gewees? Het sy nou hier gevang, maar was dit reël? My kinderhart het groot vreugde gehad. Vertel, terwyl jy nou praat van jou kinderhart, nee, het jong Willem gedink ek gaan eendag sing of het hy geweet ek wil iets in fotografie en in stylis, dit gaan dalk my groot ding word, want jy is nou amper 'n meer bekende stylis as wat jy 'n sanger is. Het jy gedink dit gaan so uitdraai? Het jy dit willens en wetens gedoen of het dit net so vir jou uitgewerk en jy's bly daaroor? Ek dink my pa's ongelooflik dankbaar, want hy het nou die dag vir my uit op 'n briefie afgekom wat hy vir my broer gestuur het, toe wil my broer in Amerika gewerk het, hy het perd gery daar en ek het vir hom gaan kuier op die plaas. Toe skryf hy vir my broer 'n briefie, kyk tog mooi na jou kleinboet. Ek weet nie wat gaan van hom word, hy lewe in 'n wêreld van sy eie. Nou, ek reply dit net vir my pa en ek sê vir hom, jong, ek lewe nog steeds in my eie wêreld, maar nooit in my wildste droom het ek gedink ek gaan 20 jaar later hier sit nie. Het ek gedink dat ek nog die voorreg sal kry om my passie te kan uitleef. Ek het so rukkie terug 39 geword en almal is dan soos, dis nou die groot 40 wat voor lê. Maar ek dink soos dis so amazing dat die Here my die geleentheid gee om ouer te kan word, sodat ek my drome kan uitleef. Elke liewe dag is vir my 'n nuwe canvas. Partykeer is ek so ongelooflik moeg en dan kry ek die wonderlikste storie met Kwela, dit nou verlede week gebeur in die Vrystaat en dan dink ek net soos
ja, nou waar het ek ooit kon droom dat dinge so sou uitdraai. Jy praat van jou ouers en jy het al 2 keer hulle genoem ook en jy is baie geheg aan jou familie. Wat is van daai lesse wat hulle vir jou geleer het as kind wat jou gehelp het om dit ek wil te sê te maak in die industrie? Want dit is nie maklik of jy nou kyk na fotografie of sang of aanbieder, dit is nie 'n maklike industrie waar jy jouself in bevind nie. Wat is van daai lesse wat by jou gebly het wat jou uiteindelik gehelp het hiermee? Daar's so baie goeders wat altyd vir my uitstaan en goedjies wat ek kan pinpoint, maar ek dink die ding wat die belangrikste is vir my ouers is hulle het my geleer om altyd gegrond te bly, om altyd seker te maak ek onthou waar ek vandaan kom. Nog steeds tot vandag toe as mense vra bly waarvan af kom jy, dan sê ek Riversdal, ek sê nie Pretoria nie. En net ek dink veral in vandag se tyd waar ons op so visuele sosiale media leefstyl leef, is dit verskriklik belangrik om te onthou waar jy vandaan kom, om gegrond te bly, om te onthou dat jou ouers jou liefhet, om te onthou dat die Here jou love net soos wat jy is. So, as jy kritiek kry op sosiale media, deesdae is dit vir my soos, luister hier, so die Here dink ek is cool genoeg, ek gee nie eers eintlik om wat jy van my dink nie. En dis vir my die belangrikste. So, my ouers het my daai standvastigheid geleer van wat belangrik is en waarop mens eintlik moet fokus in die lewe. Hallo my hart. Het begin met baie stemnotas aan jouself en dit het geëindig met baie ateljeetyd saam met Franja Du Plessis wat dit vir jou vervaardig het. Vertel ons gou daarvan. So hallo my hart, toe ons begin werk het aan 'n nuwe song was dit vir my verskriklik belangrik dat ek self betrokke is, dat ek weer eens self skryf, dat ek self in die studio betrokke is en ek het toe teruggegaan na my stemnotas toe wat ek altyd maak as ek op die pad is of 'n idee in my kop inkom. Hallo my hart, ek vat die koor wat ek geskryf het. Ek en Franja begin toe saam te werk. Ons het vir Floors gekry op gitare. Ons het regtig die ongelooflikste musiekvideo geskiet vir dit. Die hele proses van hierdie liedjie was verskriklik lekker. En ons het vir Vastie gekry, Driekus se verloofde. Ek moes eers hom toestemming vra of sy aan my musiekvideo. Ja nee, want jy wil nie aan sy verkeerde kant kom nie. En ons was die hele dag op stel was ons ook gewees, soos luister julle, ons kan nie vir Vastie, ons moet haar soos goud hanteer. Ag julle. Want ons wil hê Driekus moet ons beet kry. Ja, never mind hoe jy lyk, solank sy net alright is. Waar het jy die musiekvideo geskiet? Ons het die musiekvideo geskiet op Droomgroot. Dit is 'n trou venue net so buite op Linwood uit en dis vriende van my ook. Ongelooflik lekker. Ons het hulle huis gebruik, ons het hulle grondpad gebruik, ons het hulle stalle gebruik. Ja. Die hele dag, die hele proses met hierdie liedjie was regtig vreugde geweest. So om nou maande se aanloop tot hier te kom, het ek vanoggend eintlik net wakker geword en sê soos onthou actually hierdie oomblikke wat jy nou beleef. Ja. Nou ons sien vreeslik uit om nou na die musiekvideo te kyk. Willem, baie dankie dat jy soveel mense mooi maak van die mooi van jou binnekant af. En dankie dat jy hier was en sterkte met alles wat jy nog gaan aanpak. Vir nou eers sê ons vir jou tata my hart. Dank tata my hart. Hallo my hart. Hier's hallo my hart. Geniet dit.